Vriende, dis laat nag en ek gesels met julle oor diep stilte. Enkele maande gelede het ek hierso 'n paar video's opgelaai wat ek in die klooster Saint-Pierre de Solem in Frankryk geneem het toe ek daar gebly het. En daai video's het ek 'n paar dinge oor die kloosterlewe gedeel en hulle is nou nog op my YouTube kanaal. Ek sal 'n skakel hier onderdeel as jy wil gaan kyk. Binnekort gaan ek weer en dan gaan ek nog nuus uit die klooster deel. Maar vandag wil ek graag met julle iets deel wat ek in die tussentyd uit die klooster saamgebring het na Bloemfontein, wat ek hier probeer toepas en wat my baie gehelp het. Wat ek hoop dalk vir een of twee van julle ook sal kan help. Ek wil vertel van die verskynsel van Magnum Silencium, die groot stilte. Nou, die klooster waarin ek in Frankryk was, Saint-Pierre de Solem, is 'n Benedictiner klooster. As jy nog nooit die woord Benedictiner gehoor het nie, dit is die naam van die oudste kloosterorde of kloostertradisie in die westerse wêreld. Benedictiner kloosters kom al uit die 6de eeu en deesdae kry jy wêreldwyd kloosters waar Benediktynse monnike en nonne nog steeds leef soos wat hulle in die antieke eeue gelewe het. Nou, daar's verskillende kloosterordes en elkeen het wat 'n mens noem 'n charisma. Dis nou soos hulle roeping of hulle spesialiteit. Jy het dalk al gehoor van die Fransiskaner orde. Hulle is gestig deur Franciscus van Assisi en hulle charisma is om in armoede te lewe en barmhartigheid te betoon. Jy het dalk al die naam gehoor van die Dominikaner kloosterorde. Hulle charisma is studie en prediking. Hulle lewer baie teoloë op. Maar nou die Benedictiner orde se charisma is stilte en luister. So hulle woon in kloosters waar hulle 'n beduidende deel van hulle dae aan stil praktyke soos kontemplatiewe gebed, lectio divina en sulke dinge wy. En hoewel hulle nie nou 'n formele stilte gelofte van swye nie, word hulle ontmoedig om onnodig te praat. En as jy in 'n Benedictiner klooster kom, soos in Solem, is dit meestal stil. En nou is daar baie mense wat miskien nou nie uit so 'n tradisie kom en vra, maar wat is dit met hulle? Hoekom wil hulle die hele tyd stil bly? Is hulle vervelig? Het hulle niks om te sê nie? Maar dis nie die ding nie. Hulle bly nie stil omdat hulle woorde opgeraak het nie. Hulle het uit ervaring agtergekom. Stilte is 'n poort. Stilte is 'n poort. En as jy die geraas in en rondom jou tot bedaring kan bring, het hulle al bevind, kan jy soms diep in die stilte 'n stem met jou hoor praat. En in elk geval so, dalk die belangrikste deel van hulle dag, 'n groot deel van hulle dag, is wat hulle noem Magnum Silencium. Elke nag as dit pikdonker raak, as hulle die laatnaggebede in die kapel gesing het en die uile begin sing in die tuin, dan word die klooster graf stil. Dan mag jy nie eens fluister nie. Jy mag nie opdragte gee nie. Elke monnik is so stil soos 'n muis. Hulle sê, en ek was daar, ek het dit beleef, die klooster word so stil dat jy die vlerke van 'n mot buite in die tuin kan hoor klap. En so swyg hulle dan tot die volgende dag, wanneer die oggendgebede gesing word. En vir Benediktyners is dit veral belangrik dus om die laaste uur voordat jy gaan slaap en die eerste uur nadat jy wakker geword het, stil te bly. En dan, so uur nadat hulle opgestaan het, dan bid hulle, Here, ontsluit my lippe. En dan kan hulle weer praat. Nou, die Benediktyners beskryf die laaste uur van die nag en die eerste uur van die dag as die skarnierure. Soos wat 'n deur op skarniere draai, sê hulle die dag draai op daai twee heilige ure. Die eerste uur nadat jy opgestaan het en die laaste uur voordat jy gaan slaap. In daardie tye sê hulle, moet jy aandag gee, want die sluier wat die stoffelike wêreld en die geestelike wêreld skei,
word ragfyn en soms hoor jy dan iets wat by ander tye deur die gedruis van die wêreld uitgedoof word. In elk geval, dis vir my 'n mooi praktyk. En veral nadat ek teruggekom het, het ek begin oplet hoe morsig ons in ons wêreld met die skarnierure omgaan. Ek weet nie van julle nie, maar ek het die nare gewoonte om soggens, as ek wakker word, dan gaan die wekker af op my foon, dan gryp ek dit, en dan gaan ek my WhatsApps na, en ek kyk wie redakabel op die sosiale media, en ek lees die nuus, né? Later aan voor ek gaan slaap, vang ek myself soms, ek sit 'n uur onnodig regop in die bed en kyk stupid politieke geselsprogramme op YouTube of memes, alles goed wat in jou gemoed kom raas en jou kop te mekaar maak. En ek vind ek is die hele dag moeg. So in Januarie, toe baie mense mos nou droë Januarie gedoen het en goeders afgesweer het, het ek besluit ek gaan nie net vir Januarie, solank as wat ek kan, Magnum Selenkium onderhou. Ek gaan 'n uur voordat ek gaan slaap en 'n uur nadat ek opgestaan het, nuus en elektroniese media heeltemal vir my. En dit beteken ek moes 'n ou tydse wekker kry sodat ek nie met opstaan tyd my foon gryp en my spiergeheue dalk kop en ek begin scroll nie, en my aande moes ek mooi beplan sodat ek 'n boek kon lees die laaste uur voordat ek gaan slaap. En dit is nou 'n maand later en ek gaan gou vinnig rapporteer wat ek gevind het. Ek is minder moeg en ek vermoed is omdat ek beter slaap. Ek lê nie meer in my bed en stry in my gedagtes met Donald Trump of Cyril Ramaphosa of een of 'n sepie karakter nie. Ek gaan slaap in vrede. En dis een ding, dis 'n klein ding, maar dis 'n goeie ding. Maar daar's ook iets meer betekenisvol. Ek kom agter my lyf voel asof ek bietjie meer in lyn leef met 'n natuurlike ritme van die wêreld. Ons is soogdiere en ons is gebou om in 'n wêreld te beweeg waar die geraas snags gaandeweg wegsterf en soggens stadig begin. Ons kan nie lostrek met 'n knal en raas tot ons brik kan slaan en in die bed spring nie. Daar's 'n ander ritme wat stiller is en dit is heilsaam en jy begin dit later nogals geniet. En dan die beste ding van alles derdens, ek vind die stilte begin koloniseer later die res van my dag. Omdat ek my dag in stilte begin en afsluit, begin iets in my daai stilte onthou en dit duik in ander tye in my dag op. Goed wat ek voorheen nooit sou dink sou gebeur nie. Ek vang myself dat ek op 'n werksrit ry en 'n paar kilometer nadat ek weggetrek het, kom ek agter gits ek het nooit eers die karradio aangesit nie. Of ek sit by die huis soms en lees 'n boek of maak kos en ek besef gits ek het nooit die radio aangeskakel of agtergrondmusiek nie. Goed wat altyd so vanselfsprekend was. Stilte voel nie meer soos 'n bedreiging nie. Sedert ek hierdie ding begin het, 'n vierde ding, het ek heeltemal ophou nuus kyk. Heeltemal. 24 ure 'n dag. Onlangs se dog ek moet seker nou maar gaan loer wat ek alles gemis het. Toe maak ek 'n nuuswebwerf oop en pedofiele in Amerika en 'n bekleierery in Europa en leierskrisis in die Demokratiese Alliansie en ek het geen van die inligting nodig nie. My lewe is niks armer omdat ek nie van die goed geweet het nie. Trouwens, as ek van hierdie goed geweet het, sou my lewe in geen opsig anders gewees het buiten daarvan dat ek meer stres sou gehad het nie. Ek het seker minder as 'n minuut daai webwerf gelees en dit toegemaak en nog nooit weer begeerd gehad om nuus te lees nie. En dis al seker maar klein dinge, maar ek is gesonder en minder gestres. Daar's ook geestelike voordele. Maar my tyd raak min, so ek gaan nie nou sê wat dit is nie. Net gou enkele wenke as jy Magnum Selenkium sou wou toepas. Eerstens beplan. As jy weet jy gaan 10 uur slaap, moet jy 'n wekker hê wat saans 9 uur afgaan. En as jy dit hoor, moet jy als afsit. En tweedens, hê 'n aktiwiteit wat jy doen die oomblik as jy opstaan. Laat jou drafskoene of jou meditasiekussing of jou bidbankie gereed staan, sodat jy dadelik daarheen beweeg as jou wekker gelei het en wegspring. Daar's nie kans om stories uit te dink en die nuus te gaan kyk nie. Moenie jouself eers kans gee om te rasionaliseer nie. En dis nou maar wat ek vanaand wou deel. Eintlik is dit nie so moeilik nie. Eendag in jou lewe weet jy net uit die bloute, ek is nou moeg vir die geraas, ek gaan nou stil word. En dan doen jy dit.
OK, dis laatnag, ek gaan nou my rekenaar afskakel. Moet my asseblief nie laat weet wat gaan aan in die nuus nie. Ek wil nie weet nie. En kyk mooi na julleself. Magnum Selenkium.